mag julle weer eens die teenwoordigheid, die vreugde en die vrede in God se teenwoordigheid beleef en ervaar en dit geniet en dat julle regtig iets sal beleef van die toekomsverwagting waarop ons uitsien die dag wanneer die volgende ons sal aanbreek. Ek wil net namens die kerk al 2 sake onder die aandag bring vir gebed. Ons hoor vanoggend dat dan die Sonet Matthew sin opgeneem is in die hospitaal. Ons weet nou nie waaroor alles nie, hoe gaan dit nie, maar dit gaan blijkbaar nie te goed nie, maar ons vra dat julle sal bid ook vir dan die Sonet en vir die res van die familie en gesin. En dan Gerda Pelser se pa is oorlede in die week, ons vra dat julle ook vir hulle in die tyd sommer net sal instaan en hulle sal troos met die troos wat die Here self ons gee. Dis al afkondigings van ons kant af, maar iets anders is wat weet maar my gerus, dan kan ons dit dan ook so op die voorbereidingsgroep plaas. Kom ons word stil en dan gee ons vir die Here kans om vir ons ook voor te berei vir die wonderlike gebeurtenis saam met ons volg. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof en laat ons hom toejuig met lofsange. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die groot. Die dieptes van die aarde behoort aan hom en die kruine van die berge is syne. En die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het die land gevorm. Daarom kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. En ons is sy volk, sy kudde, sy skape, wat deur sy hand versorg word. Amen. Liewe gemeente, Jesus, die gekruisigde en die Messias, groet ons vanoggend, gaan leef in liefde en vrede met mekaar. Mag ons so ook in sy liefde en vrede met mekaar saamleef. Kom ons antwoord op hierdie wonderlike seëngroet van die Here met 'n paar liedere wat ons hofliedere is. Ons het nou ook gehoor dat ons hom doen toejuig met ons lofsange. Nou dis wat ons doen wanneer ons lofliedere sing. Ons juig hom toe met ons lofliedere, omdat hy dit werd is, omdat hy die enigste en die almagtige God is, waartoe aan wie ons dan ook behoort. En daarom sing ons liedboek 509, is 'n bekende lied. Toe ons kinders was, het ons gedink dis op berge en sandale, maar dit is daar ene, op berge en in dale, en oral is my God. Dit is oral is ons God, en waar ons ook al telke male mag swerwe, daar is God. So ons sing daar die ene as deel van ons loflied vanmorgen, en dan ook 209 vers 1, en ook 492, wat in U is vreugde, die vrede en die vreugde, Jesus Christus, U is Here. Kom ons sing die 3 liedere as ons loflied. Oh,
opstaan. Daar is hy. Laat hom maar lees op. Goed. Wat is die hoofstad van die Joodse geloof, weet julle? Waar het alles begin in die Bybel? Wat is dat? Ja. In die Oude Testament, wat is dat was dit geweest? Wat is dat in Israel die hoofstad, weet julle? Hoe bietjie aardrykskunde? Niemand weet. Wie van julle dalk hoor van Jerusalem? Daar is dit. Jerusalem is die hoofstad van Israel en is sommer die hoofstad, as mens dit so kan noem, van 3 godsdienste. Die Joodse godsdienst, die moslems en die Christelike godsdienst. Want dis waar alles begin het. Dis waar Jesus ook gedoen het. Nou in die Joodse, in Jerusalem, het Salomo 'n groot tempel gebou. Gerrit, kyk bietjie of daar vorentoe of terug daai foto van die tempel is. Daar is so een foto wat ek het van die tempel. Nee, volgende ene. Daar is hy. As jy nou die skrif wegvat, as jy sien, daar is 'n tempel. Nou, dis 'n afbeelding van die tempel van Salomo. Daai middelste stuk was die tempel in daai gebou wat so hoog staan. Dit was die allerheiligste. God het daar gewoon, hulle geglo, want die ark was daar. En dan was al die res was geboue en plekke waar mense nou kon wees en kon bly. So in daai tempel is waaroor ons vanoggend gaan praat. Want Jesus, net voordat hy gekruisig is, het Jesus afgekom in Jerusalem ingekom, op die rug van 'n donkie gery, en toe sê hy vir hulle, dat geen klip sal weer op mekaar in daardie plek bly staan nie. Nou dit beteken dat hy eintlik gesê het dat die hele Jerusalem platgevee gaan word, en hy is 2 keer al is Jerusalem in die tempel platgevee by die aarde. Maar wat Jesus daai dag by die tempel vir hulle kom vertel het, is om vir hulle te gesê dat hy die tempel wil kom reinig. Wat het gesê, hy het daar aangestap en gesê, dis moes nie meer die huis van gebed hierdie nie, dis nie meer die huis van God nie, en hy het letterlik die tafels gevat, soos dat hulle nou goeders gekoop het op die tafel, die duiwe en suigstokkies en waar dan nou goeders op die tafel, hy het tafels so gevat en omgegooi en gesê, dis nie die plek waar die goed moet wees nie. Maar ons gaan vandag daarna kyk en daarna luister. Want in die Nuwe Testament is ons liggame nou die tempel van die Heilige Gees. So die Heilige Gees woon in jou liggaam, woon in jou. En jy is nou so 'n tempel, soos wat ons nou daar gesê het, waarin God woon. En ons is nou die hoofstad van die Christelike geloof. Elkeen van ons waar ons beweeg, daar is jy besig om God te verteenwoordig. So jou liggaam is nou die tempel van die Heilige Gees. Dit skryf Korintiërs, skryf Paulus in 1 Korinte. Goed, so as jou liggaam 'n tempel is, dan moet God in jou woon. Kan God maar in jou woon? Ja, hy wil ook graag in jou woon. So dan moet ons kyk vandag wat hy alles wil sê. Kom staan daar en bid ons saam, voordat ons luister na wat die Here vir ons gaan sê. Here, baie dankie dat U vir al hierdie kinders so uitgekies het, om die kinders te wees, en dat U ook in hulle liggame bly, deur dat die Gees ook uitgestort is, en in elkeen van hulle woon. Dankie dat hulle ook tempels van U kan wees, daar waar hulle leef en skool gaan en speel, is hulle altyd verteenwoordigers van U. Ons bid Here dat U vir hulle sal seën en sal beskerm, en dat hulle U vreugde sal beleef. Amen. Dis hy. Wie van julle wil 'n synstok hê? Almal. Dan kyk jy. As 'n nuwe geur vandag. Die graad 7 tot 10 gaan saam met Giselle aan die saal van die leerkerk.
So ons lees vanoggend uit Lukas 19 uit. Lukas 19 vanaf vers 37 tot 48. Dit is vandag die tweede Lydingssondag en tweede dag wat ons dink aan die lyding van Jesus en van dit wat het alles vir ons bewerkstellig het. En ons lees net oor gedeeltes wat al hoe nader van Jesus na die kruistog is. Nou lees ons nou Lukas 19 vanaf vers 37 tot aan die einde van Lukas 19. Bly ons so met die Bybel oopsit, kom ons bid net saam. Here Jesus, ons wil vanoggend vir U kom sê, soos ons ook gesing het, dat ons vreugde en vrede net by U. Ons kom buig voor U en kniel voor U, omdat U die lydings weggestap het, sodat ons die vreugde en vrede mag hê. So paradoxaal, so vreemd, so anders, dat U deur die lyding moes gaan, sodat ons nie hoef daardeur te gegaan het. Dat U in die kruis gesterf het, sodat ons die lewe mag hê, sodat ons in vrede en vreugde en liefde met mekaar en in die wêreld mag saamleef. Daarom ontbied ons voor U, en daarom wil ons ook aan U die eer gee wat U kom. Ons is as mense, as gelowiges, as liggaam van Christus, as ledemate van die liggaam van Christus, waarvan U die hoof is ons hier by U en in U teenwoordigheid elke dag, want U woon in ons. En hier is ons vanoggend by mekaar, om aan U al die lof en die eer en die aanbidding te bring, wat U toekom. Om vir U te kom vra, Here, dat U ons sal vergewe van ons sondes, van ons swakheid, van ons onvermoë, om so te leef dat ons liggame 'n tempel van die Heilige Gees mag wees. Dankie dat U vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Dankie dat U ons vryspreek, dat U klaar die straf gedra het, dat ons nuwe mense mag wees, nuut gemaak, deurdat ons in die dood ingedoop is. En nuut gemaak deurdat ons saam met U opgestaan het uit die dood uit. En lewend is vir God. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U. Ons bid nou, Here, dat U hierdie Gees ook die woord van ons sal begin. En dat ons iets sal hoor en sal verstaan van U groot genade en wysheid in ons lewe. Amen. Ons lees Lukas 19 dan vanaf vers 37. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olijfberg, het die hele skare juigend volgelinge God uit volle bors begin prys tot al die wonderwerke wat hulle gesien het. En hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs in die skare sê vir Jesus, meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag toch wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor, daar sal daar oor jou kom dat jou vyande vestinge teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. En hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd, toe God gekom het en jou gered, nie besef het. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het 'n rowersnes gemaak. Die Griek praat van 'n rowerspinok. Hy was elke dag in die tempel besig om mense te leer. Intussen het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en ook die leiers van die volk 'n plan gesoek om hom dood te maak. Hulle kon egter niks vind wat uitvoerbaar was nie, omdat die hele volk gretig na hom geluister het. Ons lees net tot sover. My liewe gemeente, soos julle weet, is die tempellewe
was die sentrum van die Joodse identiteit gewees. Dit was die sentrum van nie net die Joodse identiteit nie, maar die sentrum van Israel, van Jerusalem. In die middel van Jerusalem was die tempel gewees. Hulle sê die tempel van Salomo was so grandieus, ek weet nie of 'n mooi woord daarvoor nie, want hy was ook met goud en silwer beslaan gewees, dat as jy so op 'n afstand gekom het, dan het dit letterlik gelyk soos 'n sneeu, wat noem hulle dit, sneeuwkep, 'n sneeuwdoppietjie bo oor die berg Sion. So dit was 'n imposante gebou gewees, dit was 'n besonderse gebou gewees, en daarom was die tempel die sentrum van Jerusalem gewees. Maar dit was ook die sentrum van die Joodse geloof en hulle identiteit gewees. Sonder die tempel het hulle eintlik geen identiteit gehad. Jy sien dit byvoorbeeld toe Jerusalem verwoes is deur Nebukadnesar in 587. Toe het hulle letterlik nie net hulle geloof en hulle tempel verloor nie, hulle het hulle identiteit verloor as mense. Hulle het daar gesit en kla in Babylonië en gewonder maar het hulle nog 'n God? Is hulle dan die volk van God? Want God het sy volk verlaat. So hulle hele identiteit was gekoppel gewees aan hierdie gebou, aan hierdie tempel. En nadat dit verwoes is in 587, kan 'n mens amper sê dat Israel nooit weer opgestaan het, nooit weer herstel het, dat die volk wie hulle was voor die ballingskap gewees. Hulle het nooit weer regtig geword hierdie leiervolk, soos wat dit op in koning Dawid se tyd was. Nou die tempel was ook die sigbare teenwoordigheid van God gewees, die plek van aanbidding, ook die plek van elke individu se geloofsbelewenis. Dit was selfs die sentrum van die sosiale lewe gewees. Alles het rondom die tempel gedraai. Alle paaie het in sekere sin gelei na die tempel. Dit was ook die plek waar die heil, die seën na mense toe moes uitgegaan het. Die plek waar die nasies, die seën van God, die Abrahamietiese seën, moes beleef het. Dit moes 'n veilige hawe gewees het vir verlorenes, vir siekes, vir verstotelinge, vir armes en weduwees en selfs vir die heilige. Dit was letterlik die koneksiepunt tussen die goddelike wêreld en die menslike leefruimte. En daarom is daar 'n boekie gelees oor die tempelteologie. En dit was nou letterlik hierdie koneksie tussen die goddelike en die menslike leefruimte. En dit het dit geword oor eeue heen, en het op al hoe meer vervallen geraak. En het alles behalwe dit geword. Oor die jare heen het dit so verval en so verword, dat het eintlik maar net 'n instituut geword het. 'n Kultuur geword het. Die hoofkantoor van 'n kultuur. Of soos Jesus sê, 'n rowerspilong, 'n plek waar rowers en korruptes gaan wegkruip het. Waar hulle agter die lied en agter die skerms kon gaan wegkruip. 'n plek waar priesters hulle self verryk het ten koste van die kwesbaarste. Die van julle onthou die preek wat ek gepreek het oor die vrou wat die laaste muntstuk ingegooi het. Sy is uitgebuit deur juis die priesters en die fariseërs en skrifgeleerdes. En tog gooi sy haar laaste muntstuk in die kus. Veral Amos 5 vers 10, 11 en 21 en die res daarvan, lees dit gerus. Praat veral daaroor dat juis die plek waar die plek moes wees waar mense die vreugde en die vrede en die heil moes kry, juis dit het die plek geword waar die slegste dinge plaasgevind het. En so oor tydperk heen het Godshuis sy unieke funksie en die plek verloor. Maar dit was nog selfs erger gewees. In Jesus se tyd het hierdie toonbeeld van verharding eintlik net nog erger en erger geword. In 125 voor Christus was daar 'n afgodsbeeld binne in die tempel gewees. En eintlik word die tempel dan nog erger, selfs na die verwoesting. Die plek waar die ergste dinge plaasgevind het in die naam van God. Die plek waar daar geen erkenning van skuld ook van hulle kant af was, toe Jesus op die toneel verskyn het, en in die tempel weer, en in die tempel verskyn het. Dit was die toonbeeld van hulle selfvoldaanheid en hulle arrogansie. En so het die tempel tot in Jesus se tyd verval tot 'n skadu van wat dit eintlik moes wees. Die hoofkantoor van korrupsie en uitbuiting. Die sentrum van alles behalwe seën. Daar kon God nie meer woon. En dis binne hierdie konteks wat hierdie gebeure plaasvind wat ons hier lees van Lukas. Die intog in Jerusalem
waar Jesus inkom, dis nou naby aan sy kruising, en hy kom in en hy sien hierdie stad en hy huil letterlik oor hierdie stad wat die plek moes wees, wat hom moes erken, wat hom moes sien, wat moes die seën en die vreugde en die vrede na die wêreld toe moes gekom. Hy ervaar aan sy lyf die absolute verval van die tempel, en sy oorspronklike bedoeling leer dat dit juis hulle was wat hom bedreig het en hom aan die ewig wil bring. En so hy lei oor die tempel wat aan die kom verloor. En nou moet ons dalk net vir mekaar net verduidelik, liewe gemeente, die kerk vandag is nie die tempel in die Nuwe Testamentiese konteks nie. Die kerk is nie die huis van die Here. Die Here sê baie duidelik in die Ou en die Nuwe Testament dat hy nie in huise woon wat deur klippe gebou is nie. Die vroeë kerk het tot in 330 mense belet om kerke te bou. Want het hulle gesê, so maak die afgode. Die afgode bou tempels en gaan offer, noem dit wat hulle stad inneem, en so maak ons nie. Ons bou nie geboue en tempels en kerke nie. Dit was so gewees tot in die jaar 330, toe koning Konstantinopel op bekeering gekom. En Konstantinopel het dit 'n staatsgodsdienst gemaak. En toe hy dit 'n staatsgodsdienst maak, toe het hy onder bevel van die staat, het hy beveel dat almal moet Christene wees en dat daar kerke gestig moet word en alle wette het hy in lyn gebring met die Christelike geloof. Wat nou aan die een kant voel mense amper dis 'n wonderlike gebeurtenis, nee, maar aan die ander kant was dit die inleiding vir die slegste tyd in die geskiedenis van die Christendom. Die tyd waar ons eintlik die skaamste kry, want dit is ook die tyd van die begin van die kruistogte en die moorde wat gepleeg is in die naam van Christus. Die kerkgeboue het mense wat uitgebuit word deur die kerk tot met die reformatie. Die Martin Luther opstaan en sê, dit werk nie so nie. Ongelukkig het dit ook in ons tradisie ingesluit word. Dat baie van ons vereenselwig die kerkgeboue met 'n tempel. En ons moet daardie konsep met ons breek, want die kerk is niks anders as 'n gerieflike by mekaar kom plek vir gelowiges nie. Want God woon nie in gebou van klip en baksteen nie. Ons liggame, skryf Paulus, en hy sê, is nou die tempel van God. Die plek waar God wil kom woon in ons deur sy Heilige Gees. En miskien is juist dit waar die boodskap vanoggend so relevant vir ons plaasvind. Die tempelse verval het plaasgevind toe die tempel al meer die sentrum van die kultuur geword het. En nie meer die godsdienst nie. Toe die tempel die instituut, die organisasie en die instandhouding daarvan die belangrikste ding geword het, toe verloor die tempel eintlik haar iemand. Miskien is dit ook vir ons oggend die waarskuwing gemeente, dat wanneer die kerk dan verval in die instandhouding van die organisasie, van 'n kultuur of 'n instituut, dan beweeg ons ook in die gevaar dat Jesus hier sal instap en hierdie goed weggooi en sê, dis nie waarvoor dit was nie. Dis nie die bedoeling van waarvoor hierdie goed hier moes wees nie. Wanneer die instandhouding van ons kerk as organisasie die fokus raak van kerk wees, as alles in ons kerk en kerkvergaderings en by mekaarkomste net fokus op die instandhouding hiervan, van die organisasie, van die instituut, dan verloor die kerk haar roeping. En tragies verloor die kerk dat nie ook haar rede vir bestaan. Ferdinand Duis, 'n teoloog, het jare gelede geskryf en gesê, die kerk het vir baie mense geword soos 'n groot versekeringsmaatskappy met God as die hoofdirekteur van hierdie maatskappy. En deur mee te doen aan al die kerklike lewe en bywoning en belydenisaflegging en dankoffers en doop en nagmaal, al hierdie institusionele dinge, het mense meegedoen aan die instandhouding van hierdie versekeringsmaatskappy. En so het hulle baie liefde maandeliks betaal. Die premie op 'n goddelike ongevalle polis. En dan skryf hy verder en hy sê, daarom het baie lidmate dan in die week gaan leef soos hulle wil en in die wêreld gaan risiko's neem en nie
hulle roeping gaan uitleef nie. Want hulle is veilig, hulle uitkeerpolis is veilig by God. Die uitkeerpolis sal hulle beskerm. En so die gemeente word die kerk en word God te afgod. En verloor die kerk haar roeping. Nou kyk ons so na die stand van die kerk in Suid-Afrika vandag, en veral in die Noord-Kaap, en ons sien hoe gemeentes toemaak en doodloop. En ek kan nie help as om ooreenkomste te sien. Waar daar eens 'n lewendige gemeente was, is daar vandag bitter min van oor, dalk net 'n kerkgebou oor. En dan wonder ek baie maal, is ons nie nou daar nie? Het ons nie soos die tempel ons roeping verloor, en daarmee saam ons bestaansreg? Het die kerk nie wees die punt van tempelorganisasie geraak, dat dit nie meer oor God gaan nie? En as dit nie meer oor God gaan nie, dan gooi Jesus met beelde op die banke hier uit. En sê, dis nie wat my liggaam ongestel was om te wees. Is die kerk nie 'n tuiste vir verlorenes, vir verstotelinge en soekende mense nie? Moet die kerk nie 'n oase wees, waar hulle rus kan kom vind in hulle lewe? En hoe baie mense nie al gesê dat die kerk die plek was waar hulle weggejaag en verstoot was nie. Ons hoor baie maal klagtes in gemeentes, moet nog net nie die goeie orde en die gebruike hier kom afbreek nie. Moet nog net nie hier kom krap nie. As dit waar is van ook ons en van die kerk vandag, dan moet ons nie verbaas wees as gemeentes toemaak. Want dan het hulle eintlik nie meer hulle bestaansreg as kerk oorgehou. Dalk is dit wat Jesus se tempelheiliging ook vandag plaasvind in die NG Kerk. Wie weet? Maar daar's nog 'n implikasie van hierdie teks wat vir my baie diep in my eie lyf raak. En dit is dat as my liggaam die tempel van die Heilige Gees is dit dalk nodig dat Jesus ook my tempel moet kom reinig. Is dit dalk nodig dat ek ook al my bestaansreg verloor het, deurdat ek nie die getuienis is wat ek veronderstel is om te wees. Is Jesus vanoggend dalk hier in my hart besig om te sê, dis nie wat die bedoeling van jou lewe moes wees. Jy is veronderstel 'n seën vir die nasies en vir ander te gewees het. Ons as gemeente, as kerk, is bedoel om in hierdie dorp te wees, sodat hierdie dorp ook beter plek kan wees in die wêreld. En sodat mense in hierdie dorp en in die uitgebreide dorp kan ervaar dat iets van die hemel breek hierdeur. Dat iets moet wees van die hemel. Sodat ons kan uitsien na die finale dag. En hoe tragies is dit nie, dat daar in baie dorpe in hierdie land van ons, dat die kerk nie meer daardie funksie vervul. Ek praat nou nie eers net van die gebou nie. Ek praat nou van die liggaam van Christus, die lidmate wat nog die kerk is. Het ons funksie verloor in die gemeente. En dan kom reinig Jesus ook vanoggend, my en jou, en ons gevaar in die dag. En hy kom gooi die tempels op die tafels en sê, dis nie wat die kerk van Jesus Christus in die wêreld moet wees. Nie 'n klomp geboue wat moet staan, en wat 'n kultuur en 'n organisasie en 'n instituut moet in stand hou. My kerk is die liggaam van Christus. In ons teksgedeelte huil Jesus oor die verval van die tempel. In die Grieks staan daar dat hy bitterlik gehuil het, dat hy trane was daaroor. En ek kan nie mis dat dit ook as Openbaring die 7 gemeentes, wat is Openbaring lees. Een van hulle was die gemeente van Efese. Efese was 'n merkwaardige stad gewees.
'n plek waar Paulus 'n ongelooflike bediening begin het, en daar soveel bekering was, en soveel lewe was in daai gemeente, dat hulle op 'n stadium al die boeke van die biblioteek gaan verbrand het, omdat hulle aan die afgode geoffer het. Skaars 30 jaar later, skryf Johannes Openbaring 2, en hy sê, ek huil oor jou, my stad, want daar is nie meer jou liefde, wat daar was, vroeër. Skaars 30 jaar later, het Efese, as gemeente, haar roeping verloor, en het sy dit verloor. God dan op die gemeente, God gee nie op sy kerk. Jesus loop nie weg van die tempel af, en skryf het af en sê, ag nou, maar moet julle nou maar gaan, en dan moet julle nou maar gebeur met julle wat moet gebeur nie, en in 70 het die tempel weer een keer, dat verwoesting beleef, onder die. Jesus loop nie weg van die tempel af. Hy reinig. Hy behoed hom daarmee. Hy stap daar vandaan af na die kruis toe, en hy herskep vir hom 'n nuwe volk. 'n koninklike priesterdom, skryf hier op Petrus daaroor. 'n uitverkore volk van God, die nuwe kerk, die liggaam van Jesus Christus. 'n kerk wat nie afhanklik is van geboue nie, ook nie van organisasie en strukture nie, maar van mense, lewende liggame. Skryf Paulus, hy sê, gee jouself as 'n lewendige liggaam, wat vir God welgevallig is. Want ons is nou die tempel van God. In ons woon die Heilige Gees, en God hou daarom sy kerk in stand. Omdat Jesus vir my en jou wil gebruik, toe waarvoor gesterf. En op die derde dag staan hy op uit die dood, en 'n nuwe tempel verwys, mense wat Christus volg in hulle daaglikse lewe. Sodat ek en jy, en deur ons menswees, tot 'n seën van ander kan wees. Dis ons roeping, dis ons gestuurdheid. Vir die Jode was die tempel die sentrum van hulle geloofsidentiteit. En tweemaal in die geskiedenis verloor hulle daar die sentrum. En word het plat gemaak door die aarde. 587 en weer bou hulle die tweede tempel en 60 na Christus verwoes Jerusalem in die tempel, waar daar van hom niks gebly. Daar vandag net die klaagmuur oorgebly het. En ons ou werkswinkels vir gemeentes en die toekoms van die gemeentes. Maar daar is Jesus ook besig met sy reinigingswerk. Daar is besig, Jesus ook besig met ons kerk, en ons gemeentes, dit terug te bring na hom toe, na die wese van verstaan toe, sodat ons kan Christen wees in hierdie wêreld, daar, waar ons nodig het. Op elke straathoek, en in elke huis, en in elke kerk, en elke kantoor staan daar 'n klein kerkie, wat God se eer weerspieël, en wat tot die seën van ander moet dien. En dalk is dit ons fout, dat ons van kerke tempels kom maak het, en dat ons geloof ook sentreer rondom hierdie gebou, sodat as ons hier uitstap, dan weet niemand meer van ons Christenskap nie. Maar God gee die opkomst. Miskien kan gemeentes toemaak, maar die ware kerk, ek en jy, sal nooit toemaak. Ek en jy sal altyd daar wees. Daar sal altyd 'n kerk wees, want God hou sy kerk in stand. Nie die gebou nie, maar die liggaam van Christus. Daar sal altyd mense wees, wat die kerk van Jesus Christus volg. Want God het oor dit in stand. Want God het daarvoor aan die kruis gesterf. En na 3 dae opgestaan om vir hom 'n nuwe volk te verwys. 'n volk van God wat jy te bring onder leiding van die Heilige Gees, sodat die kerk wees, daar buite kan wees, waar ek en jy beweeg. Kom ons gaan wees kerk in die gemeente. Kom ons gaan wees die liggaam van Christus. Amen. Here, baie dankie dat U vir 'n nuwe kerk opstel.
vir u woord. Dankie vir vergifnis. Dankie Here dat u ons ingereken het as die nuwe koninklike priesterdom, die uitverkore volk van God. Dankie dat die kerk baie groter en wyer en verder strek as net die gebouwe wat in elke dorp staan. As die kathedrale wat in die wêreld staan en wat vandag waarskynlik leeg staan, dankie dat dit nie die kerk van Jesus Christus is. Dat die kerk van Jesus mense is, individue is, wat waar hulle ook al vandag by mekaar kom, 5, 10, 2 of 3, in huise, in die veld, daar is die kerk. Daar is die nuwe volk besig om te groei en sterk te word. En waar ons almal reg oor die wêreld, môre die wêreld invaar met ons werk begin, daar is die kerk. Daar is die besig om die heil aan die nasies te bevat. Hier, elkeen van ons. Here, ons sou nooit so plan om uit dink. Ons sou waarskynlik soos die Jode, soos Israel, ook wil opgaan in geboue en in organisasies en in instituie. Maar die wysheid is wat baasheid vir die wêreld. Maar so is die oral, werksaam, heilsaam vir die wêreld. Help ons dan, as die liggaam van Christus inhoud dan, om dit te wees, Here. Help ons om môre, nie oormôre, waar ons ook al is, die kerk van Jesus Christus, wat verstootlinge en uitgestoot is, en siekes en mamas, en seer mense te wees. Help ons om vir hulle heil en troos te bring, want hulle wat seer gekry het deur die kerk. Help ons om 'n oase te wees, waar mense kan kom rus. Hier by my, hier in my teenwoordigheid. Dankie dat u vir ons die Gees gegee het, sodat ons dit kan lees. Die tempel van die Heilige Gees. Dankie dat u nie meer in gebouwe woon nie, maar in ons woon. Dat u nou so naby aan ons is, soos binne in ons. Dat ons nie wat vir u meer vir u hoef te gaan soek in 'n gebou. Ons kan die maar net soek in onsself en in ons naaste. Here, daarom bid ons vanoggend as gemeente vir hulle wat vanoggend swaar kry en seer het. Vir hulle wat vanoggend nodig het om te voel dat die kerk hulle vashou en troos. Ons bid vir Gerda en haar familie met die afsterwe van hulle pa. En ons bid vir die Sonet Nervus, vir Piet Lou en Cherise en die res van die familie. Ons bid Here dat hulle iets sal ervaar van die kerk van Jesus Christus wat daar by hulle is en hulle vashou en hulle troos. En vir hulle 'n ruimte bied van iets van die hemel te ervaar. Dis ons gebed vir hulle en vir onsself. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het daarvoor. En wat 3 dae later opgestaan het en hier die nuwe volk vir hom bymekaar gebring het. Sodat ons tot heil van ander mag wees. Amen. Nuwe gemeente, ons het nou 'n geleentheid om dankie te sê. Dankie sê is nie maar net 'n geleentheid wat ligtelik moet verbygaan nie. Dit is nie net 'n tyd waar hierdie sakkie wat my verbygaan nie, dis regtig
'n geleentheid om daar stil te word, dalk die oor te maak, vir die Here dankie te sê. Vir besondere gawes, gereed dat ons nou baie gehad het, en dat ons almal baie tevrede en gelukkig is. En dan sê ek my gister, die gas lyk soos koringare wat so baie so mooi is. Kom ons sê regtig vir die Here dankie. Vir die gawes wat we gaan aan, vir verlossing, vir vreugde en liefde, en vir die Here. Sluit vanoggend af met lied 477. Lied 477 vers 1 en 2. Baie maal wanneer ek so dink oor die kerk en gemeentes wat te maak, dan kom die teks by my op. Nou Christus self sy kerk in stand, vergeet die helse dood. Nou ja, hy doen. Christus ook self sy kerk in stand, vergeet die helse dood. Kom ons sing dit dan as ons slotlied op in 477 vers 1 en 2. Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is met ons, want hy woon in ons, sodat ons kerk van Jesus Christus kan wees in die wêreld. Amen.
You see